Goeiedag en baie welkom by sessie 11 in module 3, waar ons praat oor die roeping van 'n disipel. Nou, ons is hier in die eerste klompie sessies besig om te wys dat die basiese roeping waarmee God ons roep, is om hom te volg. Ons gebruik hier Israel se lewe as 'n voorbeeld van hoe God vir Israel geroep het, om hom te volg na die beloofde land toe. En op hierdie reis wat Israel en die ervarings wat Israel met God gehad het, is daar so baie disipelskap lesse ingebou. En ons het nou vir al hierdie storie van Israel gevolg totdat hulle daar in die woestyn beland het. Ons het gesê hoe hulle as gevolg van die ongehoorsaamheid vir 40 jaar in die woestyn moes bly. En dat dit baie keer op die disipelskap reis so is, dat as jy nie vir God volg nie seker maak dat jy doen wat hy van jou vra nie, dat jy in 'n woestyntyd beland. Wat moontlik vir jou help om weer terug te keer na God toe, weer jou afhanklikheid van hom te erken, weer seker te maak of jy nog trou is aan jou roeping om hom te volg, en of jy nie nou al begin het om jou eie kop te volg nie. Maar in elk geval, nou daar 'n tyd gekom, die 40 jaar is verby, en Israel is nou gereed om die beloofde land in te neem. Moses kon nie ingaan nie, want God het vir hom gesê, hy sal nie die beloofde land sien nie, so Moses is intussen oorlede. Josua het nou oorgeneem as die nuwe leier van die volk. En nou moet Josua die mense die land inlei. En natuurlik sou Josua maar seker baie bang en onseker gevoel het vir so geweldige groot rol wat hy nou moet speel. En dan kom ons by Josua 1 en ons lees hoe God na Josua toe kom en vir hom bemoedig. Met baie sterk taal, jy kan gerus daai hele hoofstuk in Josua 1 gaan lees. Dan sê vir hom, Josua, die bekende woorde nou al, moenie bang wees nie. Wees sterk, wees vasberade. Ek is by jou. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Dan hierdie beloftes van God weer, wat sê, hy is teenwoordig, hy is saam met hom. Hy sal hom nie in die steek laat nie, hy sal hom nie alleen laat nie. Daardie wete is so belangrik vir elke kind van God om te weet, jy is nooit, maar nooit alleen nie. Die God wat jou roep om hom te volg, sê soos hy vir Josua gesê het, sê hy vir elkeen van sy kinders, ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal jou nie alleen laat nie. En dis 'n belofte waarna jy maar aan mekaar kan terugkeer en terugkeer en terugkeer in elke situasie waar jy bedreig voel, onseker voel, nie weet wat nou nie, gaan terug daarheen. Bring dit voor die Here, herinner hom, sê Here, ek is hier, want U het beloof, U sal my nie in die steek laat nie. Wys vir my die volgende tree. En daarmee saam sê hy vir Josua in 1 vers 8, hy moet hierdie wetboek wat hulle ontvang het. Nou in daai tyd was dit nou maar daai eerste paar boeke, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, wat bekend geword het as die Torah, die basis van Israel se hele geloofsoortuiging. Hierdie wetboek, sê hy, moet jy dag en nag oordink, dit bepeins. Dit moet deel word van jou lewe. As jy dit doen, sê hy dan, as jy hierdie wetboek bepeins, dan sal jy slaag in alles. Jy sal suksesvol wees in wat jy moet doen. Want hier ontdek jy, hier hoor jy, wat is op God se hart vir jou. En die Hebreëse woord wat daar gebruik word vir bepeins, is 'n woord haga, wat eintlik beteken, jy moet daarby stil word, jy moet dit amper herkou, jy moet dit in jou liggaam inneem, jy moet dit as het ware proe, daaroor broei, dit laat ryp word in jou, totdat dit gestalte aanneem, totdat dit vir jou werklikheid word, in rigting gee, totdat jy God se stem daarin hoor wat die volgende tree is, wat nou moet gebeur. Nou, dit het hy vir Josua gesê, en in daai tyd, soos ek sê, het hulle nog maar net die eerste 5 boeke van die Bybel gehad. Vandag het ons 66 boeke. Ons het die volle openbaring van God, soos wat dit gestalte aangeneem het op die ou end in die lewe van Jesus Christus. Ons het soveel meer om te oordink en te bepeins en deel te maak van ons lewe.
As ons hierdie woorde vat en dit toepas en so met die woord omgaan, dit regtig bepeins en oordink en proe en eet en laat dit in ons amper vorm aanneem, dat dit in ons geboorte gee, dat dit in ons groei, dat dit ons denke vorm, dat ons dit op die ouend memoriseer, dit deel word van wie ons is. Kan jy jou voorstel wat 'n geweldige impak dit op jou lewe kan hê? Wat 'n groot stuk toerusting dit vir jou reis is as geroepene van die Here. Ek het dit in my eie lewe al dikwels ervaar, hoe hierdie woord wat ek in my hart gebêre het, in krisistye na vore kom, vir my bemoedig, bekragtig, rigting gee, rustig maak. Dis iets wat net kan gebeur as jy dit reeds deel van jouself gemaak het, as dit nie iewers daar in 'n boek geskryf staan nie, maar op jou hart geskryf staan, omdat jy dit deel van jou lewe gemaak het. Dit het deel geword van wie jy is. Nou, ek dink byvoorbeeld aan een van die groot besluite wat ek in my lewe moes neem, toe ek op 'n punt was wat ek wou finaal aftree by die gemeente op pensioen gaan, baie vroeër as normaalweg, om na Shema toe te gaan by die retreat sentrum. En ek het met my kollegas gedeel, ek dink dis nou tyd. Dis nou vir my die tyd, want dit is wat die Here oor 'n tyd vir my duidelik gemaak het, om nou daai skuif te maak. Maar toe gaan maak ek somme. En ek sien die somme klop nie, dit werk nie uit nie. Ek sal nog 'n rukkie moet wag. En ons as kollegas het gewoonlik op 'n Dinsdag by mekaar gekom, en daai Dinsdagoggend toe sê ek vir hulle, hoor, ek dink ek was bietjie haastig. Ek sal nog 'n rukkie moet wag. Nou, ons het so die gebruik gehad dat een van ons dan 'n geskrifgedeelte gelees het, en dan het ons daaroor stil geraak vir 'n rukkie, en dan met mekaar gedeel. En daardie oggend lees my kollega Hebreërs 13, waar daar staan, hou jou lewe vry van geldgierigheid. Het God nie self gesê, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal jou nooit alleen laat nie. Hierdie selfde woorde wat hy vir Josua gesê het, haal die Hebreërskrywer daaraan. Maar voor dit sê hy, hou jou lewe vry van geldgierigheid. Moenie jou sekuriteit soek in geld en of die balansstaat klop nie. Ek het gesê, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Weet jy, God kon nie duideliker, helderder met my gepraat het, as op daardie tyd, op daardie manier, dat sy juist daai dag, daai teks moes lees. Nou as stil geword het, het ek onmiddellik vir my kollega, want ek het geweet, toe ek het hoor, het ek geweet, het ek dadelik vir hulle gesê, hoorie, nee, dit is nou die tyd. Ek is net bang, en ek is onnodig bang. Hierdie teks sê nou vir my, ek hoef nie bang te wees nie, ek kan dit maar doen. En ek het daai keuse gemaak en besluit in die geloof geneem, en nie eendag was ek ooit spyt nie. Nooit het ek gevoel, ek is nou in die moeilikheid nie, want God het sy beloftes gestand gedoen. Hy het vir my gesorg, soos hy beloof. En so kan jy dit glo ek op baie aspekte van die lewe van toepassing maak. Om jou vertroue te stel, om hom te volg. Dis wat die belangrike ding is. Dit kan gebeur het, ek noem dit nou maar net as teorie, sonder dat mense nou nie wille keuses en besluite maak nie, dat ek om een of ander rede arrogant was en gesê het, wag, ek kan hierdie ding doen, ek gaan nou dit volgende, ek gaan dit nou doen, ek gaan nou hier weggaan en ek gaan op my eie gaan, sonder dat God vir my so pad gewys het. En dit kan dan ook nogal baie slegte gevolge hê, glo ek. As jy voortvarend is, as jy op iewers in 'n koers invaar, selfs al dink jy doen dit omdat jy vir die Here wil dien, as dit nie die pad is wat hy aanwys nie. En daarom is dit belangrik om seker te maak, dit is die roeping van God. Dit is nie maar sommer net jou eie idee, om op een of ander manier naam te maak vir jouself nie. Dit bly altyd belangrik, in die uitleef van roeping, dat dit God is wat die pad aanwys, en nie jy wat 'n geleentheid sien, om op een of ander manier aandag te trek, of te vestig op jouself nie. So, kyk goed na hierdie sessie, dink goed oor hierdie verse na,
en dra ook hierdie wete met jou saam. Die een wat jou roep, sal jou nie in die steek laat nie.